Ma Maxie's Italianer, geskryf deur Hendy Grobbelaar, voorgelees deur Karen Loots van die Lesery. So aan die einde van elke jaar en rondom my verjaarsdag is die verlange na my ma baie oorweldigend. Dit maak dat ek sukkel om te sluk as ek aan haar dink en die trane dam gereeld en onverwags in my keel op. Ek skryf dit meestal toe aan daai tyd van die jaar of die hormone gaan alweer bonkers. Jy sien, ek het my ma presies 41 jaar geken toe sy weg is. My verjaarsdag in die Kerstyd het vir 'n lang ruk daarna hulle bekoring vir my verloor. Ek, wat altyd kinderlik opgewonde was oor die vooruitsigte van 'n verjaarsdagkoek, presente en blink liggies in winkelsentrums hier rondom November maand. Dit het gemaak dat ek vir 'n lang ruk na ma se dood nie oor haar kon praat nie. My stem was stom en my hart te klein om al die seer te verwoord. Ek was ook soms kwaad vir haar en dit het nie veel gehelp om haar dood op 'n ordentlike manier te verwerk nie. Sy was 'n asma-leier en 'n kettingroker, wat baie sleg na haarself omgesien het. Ander se kwale en skete het altyd eerste gekom. Sy het haarself verwaarloos en was brandmaar. Teen die einde was een hoesbyt te veel vir haar tengerige gestel en kon sy nie meer die noodsaaklike asem in haar longe inkry nie. Met die tyd kom egter aanvaarding. Mense raak soms die simpelste goed kwyt as hulle nie regtig weet wat om te sê nie. Ek noem dit die holmaakwoorde, dinge soos tyd sal die wonde genees of sy's nou op 'n beter plek en ken geen pyn meer nie. Dit het my aanvanklik kwaad gemaak en later koud gelaat. Op 'n dag het dit egter begin sin maak. Dit was net nadat ek vir Mossie ontmoet het. So wat 4 maande na ma weg is, gewaar ek vir die eerste keer die Mossie op die stoep. Hy het tot by die oop voordeur gehop en in die deur sy staan gekry. Ek het 'n paar keer nader gekom, maar hy het net so 'n meter of wat teruggehop en dan weer nader gekom. Vreemde dingetjie, het ek gedink. Wat soek hy nou eintlik? Ek het maar die oordentlike menslike ding gedoen en 'n paar broodkrummeltjies in sy rigting gegooi. Hy het so hier en daar na een gepik, maar dit was duidelik nie sy smaak nie, want ek moes dit later maar weer gaan opvee. So het ek en Mossie begin gesels. Hy rustig in die sonkolletjie van die oop voordeur en ek op 'n stoel in die sitkamer waar ek hom kon sien. Om uit te vra na sy welstand het vir my te veel geklink of ek besig was om die albasters te verloor. So begin ek hom toe maar vertel van ma en oua kan mis. Haar lekker tee en klipharde koekies. Haar deur mekaar praat en hy en al ewige bekommernis oor die kinders en kleinkinders. Die Kersgeskenke wat al van November af onder die Kersboom versamel en die noot in jou hand as jy wegry na 'n kuier by haar. Jy weet, die dinge wat mens opgaar in jou kop en vir jouself hou, omdat jy dink niemand sal verstaan wat jy wil sê nie. Die gesprek was redelik eensydig, maar my luisteraar was geduldig, vir so 5 minute. Ek was spyt toe hy sy vlieg kry en my alleen los met net my gedagtes. Die volgende dag was hy egter terug en ons het die gesprek hervat. Ek het met Mossie begin praat asof dit ma was wat daar sit. Ons sessies het seker vir 'n dag of 2 daarna nog aangehou. Soms net 'n paar minute, soms 'n bietjie langer. Dit was egter genoeg om my sisteem skoon te kry en my sê te sê. Toe is Mossie fort. Weg, soos ma. Sonder 'n groet, sonder 'n laaste kyk na my kant toe. Maar ek was dankbaar vir ons kort verhouding. Ek het begin genees. Dit was rondom daardie tyd dat my beplanning begin het om Italië te besoek. Rome, Venesië, Florence, al die kathedrale en die bootjies op die water. Ma se droomplek. Ma wat soms gemymer het oor die Italianer van haar jong dae en voor pa op die toneel verskyn het. Die Italianer wat oupa weggejaag het omdat sy dogter oor sy dooie liggaam nie 'n uitlander sou trou nie. Ek dink die ma was spyt oor die verloop van haar lewe nie, want sy en pa het meer as 50 mooi, maar harde jare saamgeswoeg. Geleef, liefgehê, gelag en kinders grootgemaak. Maar Italië was 'n plek waarheen sy in haar drome gevlieg het, tussen die groen Toskaanse wingerde, geboue van 'n ander era en klein straatkafeetjies met olyfolie en rooiwynkraffies op die tafels. So het ek ma se droom gaan leef vir 'n week. Ek het die geskiedenis gesien. Die Dawidbeeld in al sy naaktheid, die hoewe van die Romeinse soldate se perde gehoor in die straatjies,
die bruggies oor die baie kanale in Venesië oorgesteek in verwondering en Chianti wyn geproe in Siena. In Rome het ek 'n kleinerige kerkie ontdek, effe uit die pad van die gewone toerist. Dit was magies, seerkry mooi en oorweldigend, maar tog so bekend en gerusstellend. Na 'n paar minute van net stil sit en staar na die grootsheid en heiligheid, het ek die rakkie teen die muur gesien waar tientalle kersies brand. Ek het soontoe geloop en vir ma 'n kersie aangesteek en een vir haar Italianer. Ek het ook jammer gesê vir hoe lelik my oupa met hom was.